Ek sal ook die seun van die slavin, Ismael, 'n nasie maak. Nou, dis waar baie mense stop om te lees hieroor. Maar hier's baie meer as dit, van net om hom 'n nasie te maak. Hy sou 'n nasie word, maar met die karaktertrekke van 'n wilde esel. Toe is Abraham die môre vroeg op en het die brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee, dit op haar skouers te sit. En ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Nou, hier baie meer gebeur as wat in hierdie een versie geskryf staan. Ek gaan net vers 15 lees, want ek wil die twee versies as een gesprek hanteer. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Ek gaan vers 16 ook lees. En geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as dit 'n boog kon skiet. Want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. Sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. So wat het nou hier gebeur? Volgens die pastore vroeër jare was ons gemaak verstaan dat Hagar het Ismael gedra. Wel, Abraham het op haar skouers 'n sak water gesit. Kom ons lees. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het al die vorige aand met Hagar gepraat en met Ismael gesê, ek gaan julle môre in die woestyn invat en gaan julle los, dat julle soos diere daar doodgaan. Want hierdie is nie meer my seun van die erflatingskap nie. Daar's 'n ander ouetjie, Isak. Toe is Abraham die môre vroeg op en het brood en 'n sak met water geneem. En dit het aan Hagar gegee, deur dit op haar skouers te sit, dat sy dit dra. En ook die kind. Jy kan nie 'n kind, jy kan nie 'n sak water en brood en 'n laaitie van amper 13 jaar oud vat en dra nie. En hulle was fris gewees, hulle moes wees, want hy het in die woestyn groot geword, hulle leer goed ronddra. Kanne melk met kameelmelk en hulle moes die botterkar en hulle moes kaas maak en hulle moes, verstaan jy waarvan ek praat? Hulle was gewoond goed ronddra, sakke goed ronddra, hulle was fris gewees. Maar ons het in ons gedagtes gehad, dit was 'n pap babetjie. Want ons het nie geweet hoe om somme te maak nie. Die pastoor het nie geweet vroeër jare hoe om somme te maak nie. Maar ek dank Jahwe vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat sê ek openbaar my aan wie ek wil. En die ding het Jahwe vir my oopgemaak eendag terwyl ek besig was met 'n Bybelstudie. En Abraham die môre vroeg opgestaan en die brood en 'n sak met water geneem en Hagar gegee, deur dit op haar skouers te sit en die kind het net saamgestap en haar weggestuur. Stap net in die woestyn en hou net aan stap, moenie omdraai nie. Hy kon hulle dan ten minste met 'n kameel gevat het tot op 'n distansie. Hy het nie. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Jy weet natuurlik wat gebeur in 'n woestyn is, as jy na 'n tyd in is, dan lyk alles vir jou dieselfde. Jy loop al in die rondte, jy loop nie 'n reguit pad nie. Nou wil ek en u moet bietjie dink. Wat dink u, wat 'n soort gesprek het tussen Hagar en Ismael plaasgevind terwyl hulle in die woestyn stap? Dink jy Hagar sou vir Ismael gesê het, jy het 'n wonderlike vader.
Hy het jou so lief, hy het sy hele, die eerste 13 jaar, 12,5 jaar van jou lewe, het hy jou vertel hoe lief is hy vir jou. En jy is die seun van die erflatingskap. Nasies gaan uit jou voortkom, koninkryke gaan uit jou gebou word. Uit jou sal die stam van Israel, wel sê nou maar, gebruik maar Israel, maar sal 'n stam voorkom wat Jaffa sy eie genoem. Jy is die bloedlyn waaruit alles gaan gebeur. Hulle het oor die goed gepraat. En dan sê sy, nou los hy ons soos honde in 'n woestyn om te vrek. As hy die woord dood gaan gebruik het nie. Maar dis soms, hy dis wat hy gedoen het. Soos 'n dier hulle ingestuur, as die water in die brood klaar was, dat hulle moes vrek. Uit sy lewe uitkom, ontslae raak van hulle. Dit was sy doel gewees, dit was Sarah se doel gewees. Raak het ontslae van die kind. Van die belofte wat op die kind is. Dit Abraham wat jy gespreek het op die kind. Raak ontslae van dit. Hoekom dink u is Islam besig om so geweldige groot volk te word oor die aarde? Die Islamiete is vandag omtrent in elke staat, is in elke provinsie. Kyk in Suid-Afrika. Daar is nie 'n provinsie in Suid-Afrika waar daar nie Islamiete is nie. Kyk in ons regering, hy sit vol Islamiete. Dis hoekom hulle met Iran 'n verhouding het. Daar is 'n grappie gewees nou die dag op internet dat Islam ek wil sê Islam. Hulle beplan om die staatsgebou, die so by die Uniegebou, die hoofkantoor te maak van die Islamiete. Iran se hoofkantoor hiernatoe te skuif. Dit was 'n grappie gewees. Maar waar 'n rookie is 'n vuurtjie.